Goeiedag en welkom by die Woord in Diepte. Vandag gaan ons voort in ons studie Om 'n egter verhouding met die Here te hê. en vandag het ons 'n interessante onderwerp. Berou en vergifnis. En voor ons begin, kom ons sluit die oor en bid ons saam. Here, dankie vir die voorreg dat ons nou u woord kan oopmaak en kan leer van u karakter, van wie u werklik is en dat ons dieselfde moet uitleef. Stuur die Heilige Gees om dit vir ons duidelik te maak, ons harte sag te maak, dat ons dit sal aanvaar in ons lewe en dit sal uitleef. Is my gebed in naam. Amen. Amen. So ons sleutelteks vandag kom uit 1 Johannes uit, 1 vers 9. En dis 'n baie, ek wil sê, Sinde. ja, maar ek dink dit is 'n fondasieteks. Ja. Dit is iets wat, dis baie kern vir wat ons glo as Christene. En lees dit vir ons daar soos jy dit het. 1 Johannes 1 vers 9. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Sjoe. Ek het altyd gedink toe ek dit gelees het, soos maar, hoe is dit regverdig as ek as iemand verkeerd gedoen het en hy is regverdig om my te vergewe? En in 'n sin het ek net tot die besef gekom, dit gaan oor sy karakter. Hy kan nie teen sy karakter gaan nie. Hy kan ook nie teen die prys wat hy betaal het gaan nie. En ons gaan ook verder later in die studie sien dat God is regverdig. En reg en geregtigheid moet plaasvind. En hoe dit alles saamwerk. So, berou en vergifnis, dit is nogals ek dink 'n baie belangrike onderwerp, veral in vandag se lewe, en ons gaan 'n bietjie later spesifiek ook daarna kyk. Maar baie keer kyk ons na berou, want die Bybel sê ons moet berou hê. Nee, maar berou is nie 'n straf nie. Dit is nie, ek moet dit nou maar doen nie, jy weet, want dit is daar vir ons eie herstel. Dit is nie daar wat ons moet doen, sommer maar net daar nie, en dit is nou maar net so nie. Dit is iets wat letterlik my lewe totaal kan verander, in 'n positiewe sin, as ek ware berou kan hê, want dit gaan my herstel. En die hele punt is dat ons teruggetrek kan word na Christus toe, en dat ons nie net herstel in ons lewe kan ervaar, en 'n voller positiewe lewe kan leef nie, maar dat ons ook herstel in ons verhouding met God kan ervaar. Want as ons nie ware berou het nie, kan daai verhouding nie herstel nie. Ja, en as 'n mens nou kyk na die lewe as 'n geheel, oor die algemeen is dit gejaag. Ons is te besig. My ma bly in 'n plattelandse dorpie, en daar's mense wat vra, maar wat doen jy heeldag? Soos en hulle verstaan nie dat, dit maak nie saak waar jy is nie, die lewe is besig. Net omdat jy nie verkeer het, of winkelsentrums en lang toue het, of wat ook al soos mense se gedagtes wat hulle tyd opeet nie. Mense is besig. Maak nie saak waar jy is nie. En die gejaagdheid van die lewe, ek dink partykeer die grootste probleem in die konteks van berou, is dat ons nie tyd maak om stil te wees, en te reflekteer, en met God ware kontak maak nie. Want as ons dit doen, en ons harte ondersoek, en na die Heilige Gees luister, dit is wat ons sal besef, dat ons berou moet hê. Of dat dit 'n ding is wat ons sal terugtrek na die Here toe. So, selfondersoek, dat ons tyd maak om werklik onsself, ons harte te ondersoek, en die Here te vra om dit vir ons te openbaar. Op daardie, ek dink, omdat ons so gejaagd is, leef ons verby onsself. Baie keer dan praat ons van, weet, ons leef verby mekaar miskien,
of ons leef verby wat ook al dit mag wees. Maar ek dink ons leef verby onsself ook. Ja, want op die ouend flous ons onsself van wat dinge die toestand werklik is. Ja. En hoekom ek dit spesifiek noem, is hoeveel keer is dit nie waar jy miskien optree op 'n manier wat jy nie moes nie, of iets doen wat jy nie moes nie, of wat ook al dit mag wees. En dit is iets waarin jy ernstig moet dinkkrag aan spandeer, en dan na God toe gaan, vergifnis vra, daai berou hê, wat ons nou nog gaan kyk. Maar ons vergeet daarvan. Want omdat die lewe so besig is. En ek dink ons moet leef met doelbewustheid. Die Engels is living with intent. Wat beteken is, ons moet meer bewus wees van die oomblikke van die dag. Ons moet meer bewus wees van ons dag en wat gebeur in ons dag. En dan reflekteer op dit deur die dag en op die einde van die dag tyd te maak om te reflekteer wat daardie dag gebeur. Want as ons nie dit doen nie, gaan die dae net verby, die weke gaan verby, die maande gaan verby, en ons kyk terug en jy kan amper niks onthou wat gebeur het nie. En jy kan nie eers, jy besef nie eers dit wat jy reg gedoen het, of dit wat jy verkeerd gedoen het, waarvoor jy moet vergifnis vra, jy weet van niks nie. En ek dink ons moet vir die troon van God gaan, en ons moet posknie gaan en vir die Here sê, maak my bekend, waarvoor ek nog nie vergifnis vir gevra het nie. Want dit is iets wat tussen ons en God staan. Ja. En in hierdie leef ons nie net verby onsself, soos wat jy nou gesê het, maar ook verby God. Want daar is 'n verbreeking, soos wat ons laasweek bespreek het. Sonde is die verbreeking van die wet en dit bring skeiding tussen ons en God. En as ons nie daai herstel maak nie, want dit is waaroor berou gaan. Dit is waaroor vergifnis wat die Here vir ons wil gee, dit gaan oor herstel aan die verhouding. En dit maak ook dat ons in ons omstandighede vaskyk en in gewoontes val, wat jy daai patroon oor en oor herleef, omdat jy nie reflekteer en kyk, maar okay, dit is ek kan amper sê, die mooi Engelse woord is die trigger. Dit wat jou in daardie rigting in afskiet. Dit is iets wat ons dan moet sien, okay, wel, as ek weer dit beleef, moet jy daai kognitiewe besef hê. En En 'n besluit maak. Ja, maar dit is dinge wat ons net kan doen, en ja, die Heilige Gees is genadig, en baie keer word dit op die oomblik, maar as ons die oordenking doen vooraf, dan is jy meer bewus van, hier praat die Here met my. Ek het nou die dag het ek op daardie punt wat jy nou maak. Nou die dag het ek iets vir iemand genoem, sê luister, ons kan help met hierdie spesifieke ding, en die persoon gesê dankie, en ek het niks verder gehoor nie. En ek sê, okay, dit is nou maar wat dit is, jy weet. En, want ek het verwag, die persoon gaan kom, en dit wat ons aangebied het, te kom vra voor, maar dit het nie gebeur nie. En ek dink ons doen nie selfs met God. God sê vir ons, in die woord, hy praat met ons, en hy sê al hierdie wonderlike dinge wat hy vir ons wil doen. Maar ons moet van daai geleentheid gebruik maak. Maar ons maak nie van 'n geleentheid gebruik nie. Ons gaan nie na die Here toe en vra vir hom nie. En dan wonder ons, jy weet, soos later as soos tyd verloop, en dan is maar, jy weet, hoekom het die Here my nie gehelp nie? Hoekom het hy, jy weet, dan gee ons die skuld vir God, maar ons het nooit gegaan en daardie gawe wat hy ons wil gegee het, gaan vra voor nie. We never claimed it. Ja. Jy hoor wat ek sê, en ek dink dit is waarom terug te keer wat ek gesê, ons moet leef met doelbewustheid, is dat ons moet besef dat verhouding is beide kante toe. Jy weet, en dit is wat ons het met God, is dat ons moet in totale konneksie met hom wees. Ons moet ons dag deel met hom. Ons moet, wat ook al in ons lewe gebeur, ons moet deel met God. En dan moet, soos jy sê, daai Engels woord nou klein, maar ons moet na die Here toe gaan, en ons moet gaan vra. Here, U het hierdie belofte gemaak. U het my gesê dat U sal met my wees, U sal dit, wat ook al dit mag wees. En dan moet ons dit van hom vra. En hy sal dit vir ons gee. Daar's mos daai liedjie wat sê, expect a miracle,
every day. If you expect a miracle, God will find a way to perform a miracle Ek het, to you each het day. is eintlik ongelooflik. Ek het 'n boek geluister, ons is op die pad vandag gewees, en ek luister na hierdie boek. En in hierdie boek vertel die man van iemand wat hy ken, wat elke dag begin hy, en hy sê soos in, vandag gaan die beste dag ooit wees. Dus dit is 'n totaal, ek het vergeet wat die persoon noem. Dis iemand wat baie optimisties is, maar daar's 'n baie spesifieke woord daarvoor. En hy verwag altyd, vandag sal die beste dag ooit wees, ten spyte van wat ook al gebeur. En die dinge wat hy dan raak sien deur die dag, is net, en mense dink soos, die ou is getik, jy weet, daar's fout met hom. Jou uitkyk op die lewe bepaal hoe jy jou lewe Presies. sien. En ek dink dieselfde soos in plaas van net, jy weet, soos in want dit is 'n goeie ding om so te leef, maar ons kan dit nog soveel verder vat. Ons kan die dag begin deur met die Here se tyd te spandeer en te sien hoe wonderlik hy is. En sy karakter te aanskou. En dan sy teenwoordigheid saam te dra. En ons gaan nou verder ook bietjie kyk na sy karakter. Ek wil nog net 'n paar dinge sê oor die stil wees in ons besige lewens. Kyk na Elia. En God het vir hom spesifiek daar vuur, aardbewing, die storm, maar in die sagte stilte, daai sagte stem. Ja. Ons moet al die dinge wat ons besig hou, eenkant toe sit, sodat ons hom kan hoor. En daar's Psalm 46, vers 11, laat staan en weet dat ek God is. So, ja, daar's eintlik 'n paar verse, maar die gejaagde lewe maak die hart onoplettend. Stilte voor God maak plek vir die Heilige Gees om sonde uit te wys en die hart tot berou te lei. Nou wat 'n voorbeeld wat ek aan dink is Martha. Martha en Maria. Ek kan my so vereenselwig. Nie 'n goeie ding nie. En Jesus sê vir Martha, Martha, jy kwel jou en ontstel jou oor so baie dinge, maar net een ding is noodsaaklik. En die vraag is, ons kan ons besig hou met goeie dinge, wat nie verkeerd is nie. Maar ons is so besig met daai, en ons mis dat Jesus sit daar, en hy wag vir ons. Kom ons besef dit. Kom ons besef, ek bedoel, dink net, nee, Jesus was vir 'n kort tydjie op aarde. En Jesus was in hulle huis, en sy was so besig, dat sy nie besef dat daar's hierdie kort tydjie, wat sy met haar Skepper, letterlik fisies kan gaan sit, en praat. So. Nee? Hoeveel tyd het ons oor nog op hierdie aarde? En hoeveel tyd spandeer ons dit op wat ook al dit mag wees? Besef ons hoe krities dit is dat ons tyd reg moet gebruik. En dat ons sal besef dat God wag vir my elke liewe dag. En gaan ek die keuse maak om met hom tyd te spandeer. En dit is een van daardie dinge wat ons moet besef in hierdie besige lewe waarin ons onsself bevind. Nou, die volgende gedeelte, as ons kyk is na die Heilige Gees, en dit wat hy doen in ons lewe. En een van die dinge wat die Heilige Gees doen, is om ons tot die besef van sonde te lei. En dit verdoem ons nie, maar ons moet daardie besef hê, anders dan gaan ons nie verander nie. Ja. Anders gaan ons nie besef wat ons nodig het nie. En dit is die kernpunt. En kom ons blaai na Hosea. Ja, dis hoekom ons daai stilte nodig het, anders gaan ons nie die fluistering van die Heilige Gees, want hy skree nie. Hosea 6 vers 1, en het sê, kom en laat ons terugkeer tot die Here, want hy het verskeer en ons sal genees. Hy het geslaan en sal ons verbind. Hy sal ons na 2 dae lewend maak, op die 3de dag ons laat opstaan, sodat ons voor sy aangesig kan lewe. En laat ons ken, laat ons dit najaag, om die Here te ken. Sy opgang is so seker soos die dagbreek. En hy sal tot ons kom soos die reën, soos die laatreëns wat die aarde besproei. Wat sal ek met jou doen, o Efraim? Wat sal ek met jou doen, o Juda? Aangesien julle liefde is
soos 'n môrewolk en soos 'n dou wat vroeg weer verdwyn. Daarom het ek hulle neergekap deur die profete, hulle gedood deur die woorde van my mond, en die oordeele oor jou kom te verskyn soos 'n ligstraal. Want ek het 'n behaag in liefde en nie in offerande nie, en in kennis van God meer as in brandoffers. Jy sien, Klink so Samuel. en hoeveel keer deur die Ou Testament sien ons hier die prentjie wat God vir ons gee. En dit is my baie hartseer wanneer ek hoor daar's mense wat glo in die dispensasie leer, wat hulle glo dat God al die verskillende tye deur die Bybel of deur die geskiedenis van die aarde, dat hy almal op 'n verskillende maniere red. Dat hulle verskillende dinge moet doen en moet optree en om gered te word. En is anders vir elke En die tyd, probleem daarmee is, die kernprobleem daarmee, is nie net, jy weet, die leer self nie, maar wat dit sê van God se karakter. Ja. Want Dis God amper sê asof hy God- verander nie. Ja, maar dit is amper asof God speel 'n speletjie. En hy vir jou, wat in daardie spesifieke tyd geleef het, red hy op so 'n manier en hy verwag dat jy moet so optree. En aan die volgende persoon verwag hy, jy moet so optree. En dit is ander dinge doen, en dan so red hy vir jou. En dit is nie die verlossingsplan wat ons sien in die woord van God nie, want dieselfde manier hoe hy my red, is hoe hy Abraham gered het. Dieselfde manier hoe hy my red, Ja. dit wat hy wil hê in my lewe, is wat hy in Hosea se lewe wou gehad het, wat hy in die tyd van Hosea wou gehad het, die tyd van Samuel, David, Saul, al daardie mense, presies dieselfde, wat hy vandag in ons lewe wil hê. En die reddingsplan is van die begin af, regdeur, dwarsteer gaan daai lyntjie, tot en met die vervulling, en tot en met die ewigheid. Dit verander nie. Ja. Nou, wat ons sien hierso, is God se oproep tot terugkeer. Dis letterlik in die heel eerste gedeelte van vers 1. Kom en laat ons terugkeer tot die Here. Dit is tyd dat ons moet besef dat daar soveel dinge wat ons aandag wegvat. Daar soveel dinge wat ons tyd opneem. Soveel dinge wat ons fokus wegvat van waar dit moet wees. En dit is tyd dat ons moet stop en besef dat ons het God nodig. Besef, soos wat vers 3 vir ons sê, dit is, ons sien dit reg hierdie woord, laat ons ken. Laat ons dit najag om die Here te ken. Jy weet, dit is, Hosea sê vir ons, ek dink ons het laasweek daar nog gekyk, dat my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Wat 'n kennis? Die teksvers net voor dit sê, die kennis van die Here, die kennis van God. Dit is hoekom ons ten gronde gaan, want ons ken nie meer vir God nie. En wat is dit? Wat beteken dit om God te ken? Dis sy karakter, wie hy is. Dit is wat ons moet soek, elke liewe dag. Wat ook al ons doen deur die dag, wat ook al ons lees, as ons die Bybel oopmaak en ons lees 'n gedeelte, vra jouself, wat leer hierdie gedeelte my van die karakter van God? Wie God werklik is? Nou een van die vrae wat by my uitkom, is, soos wat ek nou spesifiek noem, is, hoe beskryf die Here homself in vers 3 van Hosea 6? Laat ons hom ken, laat ons dit najag om die Here te ken. Sy opgang is so seker, soos die dagbreek. En hy sal tot ons kom soos die reën, soos die laatreëns wat die aarde besproei. God is getrou. Ons het letterlik dit nou gesien in ons titelteks. God is getrou. Ja. Dis wie hy is. Die vraag is ons getrou? Ongelukkig nie. En byvoorbeeld, ons het nou kinders. Ek onthou toe ek 'n kind was. Ek dink meeste mense doen nie. Jy's baie uniek. Ek praat Ja, van maar die meeste mense onthou toe hulle kinders was. Maar ek onthou dat my pa baie streng was met wie ons tyd spandeer het as kinders.
En ek het vandag daaraan gedink, en dit gaan nou vreemd klink, maar ek was nog nooit gepeer pressure in enigiets in my hele lewe nie. En ek dink dit het grotendeels te doen met die keuses wat my ouers gemaak het. Want omdat hulle my teruggehou het of gekeer het dat ek tyd spandeer met maatjies of kinders van my ouderdom wat verkeerde invloed op my so gehad het. Dis nie dat ons nie met maatjies gaan speel het of nie, maar dit was baie limited, as ek nou Engelse woord mag, beperk. En ek het oor enige iets het ek gedink, en toe besef ek, as ek deur my hele lewe moet gaan, veral in my kinderjare, ek was nog nooit gepeer pressure om enigiets te doen nie. Nog nooit. Dis niks my uit te vaai nie. Dis nie, ek is so glad nie. Ek dink regtig dis omdat my ouers dit gedoen wat hulle gedoen het. En hulle het 'n baie spesifieke prentjie van wat is reg, wat gevorm was van kleins af, né? Standaard, ja. Die rede kom ek dit noem is, ons weet as ouers, ons weet as mense, of al die studies wat vandag gedoen is, jy word meer soos die persoon en soos die mense met wie jy tyd spandeer. Dis onmoontlik dat dit nie jou kan beïnvloed nie. As ons kyk na God, sy karakter, dat hy is hierdie vergewensgesinde, genadige, regverdige, maar getroue God. As ek daardie eienskappe moet uitleef, hoekom spandeer ek nie net meer tyd met hom nie? Hoekom kommunikeer ek nie net meer met hom nie? Dis die vraag wat ons onsself moet afvra. Daar is 'n gedeelte wat ek graag wil lees, Koning van die Eeue, bladsy 300. Dikwels is ons verdrietig, omdat ons met die onaangename gevolge van ons bose dade te kamp het. Dit is geensins berou nie. Ware berou oor sonde spruit uit die werking van die invluisterende gees. Wanneer ons so die Heiland minag en grief, onthul die Gees die ondankbaarheid in ons harte en bring ons met die gees van boetvaardigheid tot aan die voet van die kruis. Met elke sonde word Jesus opnuut verwond. En daarom betreur ons die sondes wat hom sielesmart besorg. Hierdie is die soort droefheid wat tot die versaking van sonde lei. En vir my, wat ek hierso uitkry is dat wanneer ons besef wie God is, ons nou sê gesien het, ons hom leer ken, sê wat 'n wonderlike God hy is, dit wat hy vir ons doen, en wat ons aan hom doen, wanneer ons verkeerd doen, wanneer ons sondig, dit is waar daai ware berou gaan aankom. Dis nie van, okay, ek moet nou berou hê, kom ons gaan sit, en kom ons het Maak jouself nou hartseer. Dit is nie hoe dit werk nie, of dat ons iets voorgee, dat ons nou hierdie, dit is nie hoe dit werk nie. God wil hê dat ons met ware berou hê, maar ons kan dit net hê wanneer ons hom werklik aanskou en besef dit wat ons gedoen het. Ek dink ook, mens kan jouself ook in 'n emosionele toestand bring wat vals is. En daarom moet daar 'n stilte en 'n rustigheid wees wanneer 'n mens tot die Here kom. Dit moenie 'n opgesweepte emosionele, en ek sê nie emosies is 'n deel daarvan nie. As jy iemand seermaak, is jy emosioneel daaroor. As iemand jou seermaak, is jy emosioneel. Dis verkeerd nie, maar dit moet nie die kernpunt wees nie. En Ek ben nou dink vandag, die Cordelia op die Shongololo getrap het. Sies tog. Sy het Shongololo gesien op die vloer. En sy sê nog heeltyd vir Putie, pas op, moet nie seermaak nie. En toe per ongeluk toe sy opstaan, toe trap sy op hom. En toe sy nie meer nie. En sy, dit is daar verskriklik, sy was so erg. Ek het nie dit gesien gebeur nie, jy het. Uit tog. Maar dit is ware berou. Dit was die konsensies tog. Shame. En sy het die altyd gesê, sy is so jammer, sy is so jammer. Net om terug te kom met wat jy nou nog gesê het van, om die Here te ken. Johannes 17 vers 3 sê, dit is die ewige lewe, dat hulle U ken. As ons die Here ken, sal ons sy stem hoor en sy stem herken. Tussen al die ander gedagtes in ons kop, sal ons sy stem kan uitken. So ja, maar op ware berou wat jy al reeds ingegaan het,
soos het ons gesê het, dit is nie net jammer sê nie. Dit is nie net jammer wees nie. Dit is 'n werklike diepe besef van wat sonde aan onsself, aan ons medemens, maar hoofsaaklik aan die Here doen. En dat dit is wat veroorsaak het dat die Here gekies het om te sterf vir ons. En ek dink as daar enigiemand is wat nou nie laasweek se studie deurgegaan het nie, dan sal ek aanraai, gaan terug, want ons het spesifiek gekyk na sonde. Ja. En die belangrikheid is dat ons besef hoe erg sonde eintlik is. Wat is sonde werklik? En ek dink hierdie studies het hierdie spesifieke volgorde vir 'n rede. Want wanneer jy besef wat sonde is, dan kan jy ook besef, maar ek het Jesus nodig. Ek het God in my lewe nodig. En dit is dan ook 'n direkte invloed na ware berou. En baie keer is mens spyt oor die gevolge van 'n mens se keuse. Maar jy is nie werklik jammer oor die keuse nie. Maak dit sin? So baie keer voel ons sleg. Ja. Of jy voel skuldig. Ja, so ons 'n slegte gevoel. So ons gaan deur emosies en ek dink baie keer is ons sleg om te onderskei oor hoekom ons sleg voel. Dis jy wat ek sê. Ja. Ons moet bid en die Here vra vir daai onderskeiding vermoë om te besef, wat is hierdie gevoel eintlik? Is dit net omdat ek sleg voel, skuldig voel, of is dit omdat ek ware berou het? En ek dink dis baie belangrik dat ons dit moet besef. Ja, en is dit soos is jy jammer omdat jy uitgevang is, of is jy jammer dat jy teen God gesondig het, en dat ons eintlik van die sonde wil loskom, en dit nie deel van ons lewens wil hê. Altyd dit wat by my opkom, altyd heel eerste, is Josef. Josef sê, ek kan nie hierdie doen en sondig teen God nie. Hy sê nie, ek kan nie hierdie doen nie, want dit is verkeerd nie. Ek kan nie hierdie doen nie en sondig teen God nie. Bekering is ook sentraal in die prediking van Johannes die Doper gewees, asook natuurlik Jesus in Matteus 3 vers 1 tot 2 wat sê, bekeer julle want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Markus 1 14, 15 sê, bekeer julle en glo die evangelie. Lukas 24, bekering en vergewing van sondes moet in Christus naam verkondig word. En dan natuurlik Handelinge 3 vers 19, kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word. So, die vraag vir selfondersoek is, as ons tot daai besef kom, om die Heilige Gees se fluisterings te kan hoor, dan kan ons ware berou hê. Maar as ons nie daai stilte tyd maak, na die stem hoor en leer herken, dan gaan ons nie by daai punt kom, dat ons kan ware berou hê nie. As ons kyk na Dawid se voorbeeld, Psalm 51 vers 6, teen U alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in U oë. Sure. Soos wat jy gesê het van Josef. Ja. Teen U het ek gesondig. Geskrede na Christus sê, bekering sluit droefheid oor sonde en 'n wegdraai daarvan in. Dit is nie net van, ek is jammer, en dan gaan ons weer in daai rigting nie. Ons moet saam met die Here beplan, hoe gaan ek dit vermy, om weer daarin te val. En nog 'n uit Koning van die Eeue, geen berou is eg wat nie hervorming bewerk nie. Die geregtigheid van Christus is nie 'n mantel om onbeleide en onafgelegde sonde te bedek nie. Dit is 'n lewensbeginsel wat die karakter verander en die gedrag beheer. So ja, dit gaan nie net oor die gevolge ontsnap nie, maar hoe kan ek terug na God toe kom? Dit is waaroor herstel. 'n vraag wat by my opkom is, hoe kan ons prakties kyk na ons lewe en seker maak dat ons harte oop is, ons gedagtes oop is vir die Heilige Gees wat vir ons moet oortuig van wanneer ons dinge doen wat verkeerd is. En wat is daar wat dit kan demp in ons lewe? En ek dink dit is iets waarna ons werklik moet kyk na en werklik ernstig moet wees, want
miskien besef ons nie wat ons altyd doen nie. En die Heilige Gees probeer met ons te kommunikeer daaroor, maar daar's dinge in ons lewe wat nie reg is nie, en as gevolg daarvan hoor ons nie sy stem nie. Nou, die bekeringsproses het meer as net een deel. Opregte droefheid oor sonde, ware berou, gevolg deur die eerlike besluit om sonde te laat staan. Ons kyk na Jesus en wat is van die woorde wat hy die meeste gebruik het? Gaan en sondig nie meer nie. Jy sien, maar albei is slegs moontlik omdat God se genade voorafgaan. En dit is meer as genoeg. Nou, ons het nou gekyk na ware berou. Ons het gekyk na opregte droefheid. En om 'n eerlike, doelgerigte besluit te maak om sonde vaarwel te sê. Om te sê dat ek wil nie meer hierdie doen nie. Nou, kom ons lees gou hierdie gedeelte en dan gaan ek verder daarop uitbrei. Koning van die Eeue, bladsy 555. Bekering sonder hervorming van optrede is geensins opreg nie. Die geregtigheid van Christus is nie 'n mantel om onbelyde en onversaakte sondes te verberg nie. Allermins, sy geregtigheid is 'n lewensbeginsel wat mense karakter transformeer en jou optrede beheer. En hierdie is vir my baie belangrik, want ons kyk nou vandag spesifiek na vergifnis en berou, en baie keer kan ons kyk en dink of die prentjie kry, wanneer ons kyk na die genade van God en sy vergewensgesindheid wat hy het teenoor ons, kan ons kan dit goedkoop maak, ons kan dit maak dat dis okay, jy weet, want ek het nie die kleed aan wat my sondes bedek, maar dit is nie hoe dit werk nie. Kom ons lees gou vandag Handelinge 3 vers 18 tot 19. En dan kyk ons bietjie gou daarso. Dit sê, maar God het op die manier vervul wat hy tevore verkondig het, deur die mond van al sy profete, dat die Christus sou ly. Kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word en tye van verkwikking van die aangesig van die Here mag kom. Nou, hier is 'n woord wat baie spesifiek hierso uitstaan, en dit is verkwikking. Nou, ons het gesê vroeër dat berou is nie hierdie straf wat God op ons sit om julle moet berou hê, andersins wat ook al nie, maar dit is daar om herstel te bring, dit is verkwikking. Maar ons moet van ons sondes bely. Ons moet wegbeweeg van ons kan nie bly waar ons is nie, net soos wat hierdie gedeelte wat ons nou net gelees het voor dit, dat God se geregtigheid is nie 'n mantel om onbelyde en onversaakte sondes te verberg nie. Eksodus 34 vers 1 tot 10 sê vir ons, toe die Here aan Moses gesê, kap vir julle 2 kliptafels soos die eerstes, dan sal ek op die tafels die woorde skrywe, wat op die eerste tafels was, wat jy verprysel het. En hou jou gereed in die môre, en klim in die môre op die berg Sina, en gaan daar staan by my op die top van die berg. Maar niemand mag saam met jou opklim nie. Laat daar ook niemand op die hele berg gesien word nie. Laat ook geen klein vee of beeste teen hierdie berg wy nie. Toe het hy 2 kliptafels gekap, soos die eerstes, en Moses het die môre vroeg klaar gemaak en op die berg Sinaï geklim. En soos die Here hom beveel het, en die 2 kliptafels in sy hand geneem. En die Here het neergedaal in die wolk en daar by hom gestaan, en hy het die naam van die Here uitgeroep. En toe die Here by hom verbygaan, het hy geroep, Here, Here, barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou. Wat die goedertierenheid bewaar vir duisende, wat ongeregtigheid en oortreding en sonde vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie. Wat die ongeregtigheid van die vaders besoek aan die kinders en aan die kindskinders, aan die 3de en aan die 4de geslag. Toe het Moses aan hom gou na die aarde toe gebuig en neergeval en gesê, Here, as ek genade in u oë gevind het, laat dan tog die Here in ons midde trek,
want dit is 'n hardnekkige volk, maar vergewe ons ongeregtigheid en ons sonde, en neem ons aan as u erfdeel. Toe antwoord hy, kyk, ek sluit 'n verbond vir jou hele volk. Sal ek wonders doen, soos daar op die hele aarde en onder al die nasies nie geskape is nie, sodat die hele volk onder wie jy is, die werk aan die Here kan sien, want verskriklik is dit wat ek aan jou gaan doen. So, ons aanbid 'n God wat regverdig is. Dat geregtigheid en reg is die grondslag van sy troon. Maar hy is ook genadig. En wanneer ons kyk na die 10 gebooie, dit is vir my baie interessant, dat daar's 'n baie groot beweging wat nou al 'n hele ruk in die Christelike kerk is, wat spesifiek daarop neerkom, dat die wet is nie meer van toepassing op ons nie. Dat die Here, toe Jesus op die kruis gesterf het, het hy die wet nie weggedoen. Want die wet word dan gekyk, en ons het laasweek daarna gekyk, maar die wet word dan gekyk dat dit is hierdie vreeslike ding. Jy weet, dit is iets wat nie goed is vir ons nie. Baie interessant, dat toe Moses die wet, die 10 gebooie, gaan kry by God, is dit wat hy gesien het in God se karakter. Dit is saam met die wet, saam met die 10 gebooie, toe hy dit gaan kry, sien hy hierdie by God, Here, barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou. Wat die goedertierenheid bewaar vir duisende, wat ongeregtigheid en oortreding en sonde vergewe. Dit is wie God is, dit is sy karakter. Hosea 6 vers 3, dat ons God moet ken, wie hy werklik is. God openbaar homself aan ons. Hy het homself openbaar in Moses, aan sy volk. Vers 7 noem dat God ongeregtigheid vergewe, maar ook dat hy nie die skuldige ongestraf vrylaat nie. En dit is 'n baie belangrike punt wat ek gou vinnig nou wil kyk. Want ja, ons aanbid 'n genadige God. Ja, ons aanbid 'n God wat barmhartig is en ons sonde wil vergewe. Maar dan in vers 7 dan sien ons, hy vergewe ja, maar nooit ongestraf laat bly nie. Wat die ongeregtigheid van die vaders besoek aan die kinders en aan die kindskinders, aan die 3de en aan die 4de geslag. Hoekom is dit so belangrik? Ja, God vergewe, maar baie keer verwag ons dat wanneer ons vergewe word van ons sonde, dat ons gevolge moet ook net verdwyn. En as dit nie doen nie, dan sit ons die blaam weer op God. Of op alles behalwe op myself wat dit hoort. En ons het nou genoem van Cordelia. En dit is vir my baie interessant, nou dat ons kinders het. Dit is een ding as jy weet, as 'n kind in die huis is, en jy sien dit wat jy ouers doen en sê, en dan gaan jy nou die lewe in en jy doen jy eie ding. Maar wanneer jy self kinders het, dan is dit baie interessant, die prentjie wat jy dan kry, hoe God met jou werk. So, baie keer vra ons sekere vrae, en ons vra, Here, hoekom hierdie, Here, hoekom daardie? Maar, dis vir my amper half, wanneer ons sekere vrae vra, is dit, besef ons wie God is? Besef ons sy karakter? Want ek dink baie van hierdie vrae sal outomaties beantwoord word, wanneer ons hom ken. Ons hoef nie eers daai vrae te vra nie. En die rede hoekom ek kinders noem, is, as ouers is ons verantwoordelik om ons kinders te leer, wat is gevolge. Dat wanneer jy optree op 'n sekere manier, wanneer jy sekere dinge doen,
is daar gevolge. En ek dink ons lewe in 'n samelewing vandag, waar, jy weet, 30 jaar terug, 50 jaar terug, as 'n kind iets gedoen het wat nie reg is nie, dan, jy weet, dan moes hy voel. Dan het daar sou definitiewe gevolge gewees, maar in vandag se era is dit amper heeltemal omgeswaai, ons het nou daar gesels. In my tyd, as jy in die skool was, en jy iets stouts gedoen het, of iets gedoen wat jy nie mag nie, en jy is uitgevang, die onderwyser het met jou geraas, jy het pak gekry by die skool, en dan het jy gebid dat hulle nie jou ouers bel nie. En dan meestal net het hulle, en as jy by die huis kom, het jy nog 'n pak gekry. En vandag is dit heeltemal omgedraai. Dit is totaal, vandag, as die kind in die moeilikheid kom in die skool, en die ouers vind dit uit, dan gaan die ouers skool toe, en skel die onderwyser uit, omdat hulle kind strooi aangejaag het. Kinders vandag leer nie meer dat daar gevolge is vir slegte dinge wat hulle doen nie, soos die manier hulle optree, en dit is net, hulle kan doen net wat ek al wil, en daar's geen gevolge nie. En dan, wanneer hulle dan, as jy nou sogenaamd volwasse word, en in die wêreld ingaan, dan verstaan hulle nie hoekom dinge verkeerd loop. Hulle verstaan nie hoekom hulle werk verloor. Hulle verstaan nie hoekom mense nie met hulle regtig enigiets wil doen nie, want hulle houding, hulle persoonlikheid, alles is gevorm omdat hulle nie weet wat gevolge is nie. Nou Romeine 6 vers 23, so van ons toe kan blaai, sê vir ons die volgende: want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Jesus Christus ons Here. Interessant, vandag het ek gehoor iemand sê dat ons as mens het reg, ons het regte, né? En ons hoor baie van human rights vandag. Nou ek gaan iets sê wat miskien baie kontroversieel kan voorkom om te wees, maar ek glo baie vas dat ons as mens het geen reg nie. Die enigste reg wat ons het, is die dood, want ons het gesondig. En dis die reg wat ons het, is tot die dood. Maar as gevolg van genade, gee Jesus vir ons lewe. As gevolg van sy genade, kry ons die ewige lewe. Nie net die tydelike lewe wat ons nou in is, maar ook die ewige lewe. Want ons het gesondig. En daarom moet ons dood. Maar as gevolg van Jesus, kan ons lewe. Handelinge 3 vers 18 en 19 het ons gelees, en ons het genoem van die berou, wat daar moet wees, en dat daar verkwikking kan wees. Exodus 34 vers 1 tot 10 het ons ook gelees. Ons het gesien dat God se selfopenbaring aan Israel, nadat Israel misluk het, en wie God werklik is. Ons het net gesien, Romeine 6 vers 23, die loon van die sonde is die dood, maar God gee ons 'n geskenk van lewe. 1 Johannes 1 vers 9, Jesus wil vir ons reiniging bied, maar ons moet bely, ons moet vergifnis vra. En dan 2 Petrus 3 vers 9, God wil nie hê dat iemand verlore moet gaan nie. Hy wil hê dat ons die ewige lewe moet hê, dat ons die ewige lewe moet ervaar, nou al besef dat dit is wat hy vir ons wil gee. Nou, Handelinge 3 vers 19 praat van hierdie tye van verkwikking. Ek het 'n vraag daarop. Hoe lyk hierdie verkwikking in ons eie daaglikse lewe? En ervaar ons dit nou al, of is dit iets in die toekoms? Ja, het is 'n herlewing. Het is 'n verfrissende verandering wat gebeur in jou lewe. Dit is wat verkwikking eintlik ook beteken, maar So ons kan dit nou al ervaar. ja, ons kan, Dis nie in die toekoms eers nie. dis 'n smaakie nou, oorwinning oor sonde. Dit en daai absolute weet dat die Here jou skoon was en jy is nuut. Daar's 'n nuwe begin. Dis daai verkwikking van jou siel wat jy weer kan sien om die lewe aan te pak. Dis ja. Maar die duurste kleed
wat nog ooit vir ons gekoop is Christus se geregtigheid. En ek dink ons vergeet partykeer net hoe kosbaar dit is. Dit is nie iets wat sommer maar net is nie. Ek dink ons moet regtig weer eens, ek kom terug na daai eerste punt. Ons moet tyd maak om stil te wees. Want dit is wanneer ons dan weer hierdie kosbaarheid ervaar en herontdek. Kom ons lees Matteus 22 vers 1 tot 14. Die gelykenis van die bruilofskleed. Vers 1. En Jesus het weer deur gelykenisse met hulle begin spreek en gesê: Die koninkryk van die hemele is soos 'n koning wat 'n bruilof vir sy seun berei het en sy diensknegte uitgestuur het om die genooides na die bruilof te roep. En hulle wou nie kom nie. Dis vreeslik. Dis Dis die koning. Jou koning, let wel. Wat jou nooi. Weer het hy aan ander diensknegte uitgestuur met die boodskap: Sê vir die genooides, kyk, my maaltyd het ek berei. My beeste en vetgemaakte vee is geslag en alles is gereed. Kom na die bruilof. Dis baie erg, nee, want ek het letterlik gister met iemand gesels waar hulle het gepraat met die persoon en die persoon het vir hulle gesê dat hulle gaan kom vir ete hierdie dag en hierdie tyd. En het hy opgedaag. Hulle het voorberei, hulle het gesit en waag, nie boodskap gekry nie, niks nie, verstaan het gaan nie, en later die dag, toe kom die persoon daar verby, en hy sê, dit het gebeur, en so, So het nie eens reg verskoning gemaak, maar net sê. Ja, en hy soos, dis baie erg, want ek het dit al ervaar, ek het een keer gehad, vriende gehad, hulle se oorgekom het, en ek het uit my pad het gegaan, dis nog 'n bachelor was, nee, om nou kos te maak en al die dinge. En die tyd het gekom, die tyd het gegaan, en ek het boodskappe gestuur, ek het gebel, soos wat gaan aan, en so 3 ure later, so ek soos, ek gaan maar aangaan met my dag, maar dit was nie 'n lekker gevoel nie. Hoe erg is hierdie? Dis bitter erg. Maar, vers 5, maar hulle het hulle daaraan nie gesteer nie, en weggegaan. Een na sy eie stuk land en 'n ander na sy handelssaak. En die ooriges het sy diensknegte gegryp en mishandel en doodgemaak. Ek bedoel, toe die koning dit hoor, het hy kwaad geword en sy manskappe gestuur en daardie moordenaars omgebring en hulle stad aan die brand gesteek. Daarop sê hy vir sy diensknegte: Die bruilof is wel gereed, maar die genooides was nie werd nie. Gaan dan op die kruispaaie en nooi almal wat julle mag vind na die bruilof. En daardie diensknegte het uitgegaan op die paaie en almal versamel wat hulle gevind het, slegtes sowel as goeies. En die bruilofsaal het vol gaste geword. En toe die koning ingaan om na die gaste te kyk, sien hy daar iemand wat nie 'n bruilofskleed aan het nie. Wat wil sê, daar was iets voorsien, of ten minste 'n dresscode. Jy weet, dit is wat jy moet aan hê. En hy sê vir hom: Vriend, hoe het jy hier ingekom sonder 'n bruilofskleed aan? En hy kon geen woord sê nie. Toe sê die koning vir die dienaars: Bind sy hande en voete, neem hom weg en werp hom in die buitenste duisternis. Daar sal geween wees en geknars van die tande, want baie is geroep, maar min uitverkies. So as ons nou kyk, die koning berei dit vir sy seun voor. Baie is genooi, maar weier om te kom. Hulle wil op iets anders beter. Dit is eie dinge, nee? Ons het vroeger gesien dat ons leef in hierdie besige tyd van die wêreldse geskiedenis. Almal is besig. As jy vra, was jou dag, of was jou week, wat ook al, besig. En ons is besig met ons eie dinge, dat ons kry uitnodiging, en soos wat daai teks sê, dat hulle het hulle eie handelsake, hulle eie ding wat hulle doen. Weet jy wat het my ook laat aan dink? Martha. Ja. Sy is besig, maar nie met die beste nie. Ja, goeie dinge, maar nie die beste nie.
Die probleem, ander word toe ook genooi. Slegte sowel as goeies. En as ek dit so verstaan, het Jesus aanvanklik verduidelik van, dis die Jode, na wie hy toe gekom het, wat na die bruiloffees genooi was. Maar meeste het net hom geïgnoreer, en eintlik hom wou doodmaak. Sure. En hier nooi hy almal. Hulle was bitter ontsteld toe Jesus met tollenaars en uiterlike sondaars tyd spandeer. Maar dit is vir wie Jesus gekom het. Maar in elk geval, een man kom toe daar sonder die bruilofskleed aan en word uitgewerp. Die probleem was nie dat hy nie genooi was nie, maar dat hy nie die kleed wat voorsien was, gedra het nie. So, as ons met ons eie geregtigheid probeer voorstaan, ek bedoel, daar is nie so iets nie. Ons besit nie geregtigheid nie. Enige goeie werke wat ons het, in elk geval genade. Dis wat die Here in ons, deur ons werk. En niks van dit sal in elk geval ons die hemel laat verdien nie. Een keer se sonde is genoeg om Adam en Eva uit te werp in die tuin. En dit wat iets klein lyk, Ja. wat vir ons weer eens wys hoe ernstig is sonde. Ons moet Christus se geregtigheid kry. En is dit nie mooi waar die Here in Jesaja sê, kom koop sonder geld? So ons werke red ons nie. Dis nie te sê dat goeie dade nie reg is en dat dit nie sy plek het nie. Dis werke en geloof, ons weet dit. Maar ons werke kan ons nie red nie. Maar dit kan wel ons weerhou van toelating tot in die hemel. Want ons werke is waarop ons geoordeel word. Maar ons inlatings of ons toegangsfooi is betaal nie deur ons werke nie, maar deur Christus se offer. Nie deur sy werke nie, soos wat party gelowe glo. Dis nie deur werke nie, dis deur die offer wat gegee is. In die geheel wat ek vroeër gelees het, dat die geregtigheid van Christus is nie 'n mantel om onbelyde en onversaakte sondes te verberg nie. Hierdie kleed wat God vir ons wil gee, is nie daar om dinge wat nie reg is en wat vuil is, te bedek nie. Dis is om ons te verander. Ja. So Jesaja 61:10, hy het my beklee met die klere van heil. Ne? Openbaring 19:8, die fynlinne is die regverdige dade van die heiliges. Maar 2 Korintiërs 5:21, Christus is vir ons sonde gemaak, sodat ons geregtigheid van God in hom kan kry. So daar's 'n stukkie uit gelykenis van Christus, net so klein stukkie. Deur die bruilofskleed in die gelykenis word die rein, vlekkelose karakter voorgestel wat Christus se ware volgelinge sal besit. Dit sal ons word, ons sal soos hy word. En weer eens, dis nie ons nie, want daar is al 'n vlek op my naam, maar Christus in dit niks. So, dit is sy geregtigheid, sy vlekkelose karakter, wat deur geloof meegedeel word aan almal wat hom as hulle persoonlike verlosser aanneem. So, hoe trek ek nou hierdie Christus se kleed aan? En sonder dat dit leeg voel as 'n mens daagliks dit doen. Want Eerstens, mens wil nie dit 'n rympie maak wat mense net sê en hier gaan ek nou met my dag nie. Ekskuus as ek bedoel het. ja, ek dink ons gaan net nou afeindig spesifiek om te kyk prakties hoe doen ons dit? En wat is die koneksie tussen hierdie kleed van geregtigheid van Christus en berou en vergifnis? Maar ek dink dit het direk te doen met God se karakter en my karakter wat moet verander. So, hoe trek ons dit aan? Ons gaan net nou daarna kyk. So die kleed is gratis vir ons. Dit was nie goedkoop nie. En dit het die bloed van Christus gekos. En dit was 'n gawe, 'n geskenk wat vir elkeen wat Christus as hulle verlosser aanroep.
net nou genoem van die bruilofsfees en is my baie interessant dat as ons kyk na kleed en kleding, dan sien ons 'n tema deur die reg van die Bybel. As ons kyk gou vinnig na Genesis 3 vers 7 en 21, dan sien ons dat Adam en Eva probeer hulle naaktheid met vyeblare te bedek. En dan kom God. God kom met 'n baie beter oplossing as wat hulle gehad het met vyeblare. En God gee vir hulle kleding. Net vroeër het ons die dag genoem van Matteus. Het ons bietjie gekyk na die gelykenis van die bruilofsmaal en die persoon wat ingekom het sonder 'n kleed. Nou is baie interessant, as ons kyk, daar's 'n tema wat deur die Bybel loop van kleding en dit begin eintlik heel in die begin. En Jesus spesifiek noem dit ook, maar kom ons kyk in Genesis, dan sien ons Adam en Eva probeer hulle naaktheid met vyeblare bedek en hoekom het hulle nodig gehad om dit te bedek as gevolg toe hulle gesondig het. So ons sien dat sonde het gemaak dat ons kleding nodig het. Natuurlik in hulle geval was dit fisies, maar dit het 'n baie direkte konnektasie met ook die geestelike toestand wat hulle was. Ja, hulle fisiese naaktheid moes bedek word en net God kon vir hulle die oplossing wat die Here vir hulle bring is eintlik, jy weet, ons gesien het is soveel beter wat ons eie dinge wat ons self kan opkom met ons vyeblare. En dit is baie keer wat ons sien vandag is, ek dink, 'n godsdienst van vyeblare, dat ons dink aan ons kan op ons eie dinge reg kry. Mens noem dit humanisme. En as ons kyk na Sagaria, dan sien ons in vers 3 vers 4, praat hierso van Josua en die visioen wat hy gehad het van Josua die hoëpriester. En in vers 4 sien ons daarop het hy aangegeven en gesê, aan die wat voor hom staan, neem die vuil klere van hom weg. Neem maar vyeblare weg, né? Toe sê vir hom, kyk, ek het jou skuld van jou weggeneem, en ek beklee jou met feesklere. Dis wat God wil doen. En vroeër het ons gesien dat dit is nie, beteken nie dat hy, die kleding is nie om ons sondes, wat ons nie reggestel het, en wat ons nie vir berou gehad en vergifnis vir gevra het, dit is nie om dit te bedek nie. God se geregtigheid is nie goedkoop nie. Dit is daar om ons te verander. Dit moet deel wees van ons. Dit moet ons identiteit word, wie ons is. En dan Openbaring op die einde van die Bybel, Openbaring 19 vers 8. Kom ons lees dit gou. Openbaring 19 vers 8. En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. En net soos wat ons nou gesien het, dat ons identiteit, dit wat God wil vir ons verander, hierdie kleding is daar om ons te verander. Dit sê so, hierdie fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Christus wil die patroon van wie ek is herstel tot dit wie hy gemaak het, die oorspronklike plan wie hy gehad het vir my lewe. En as ons kyk na God, en ons kyk na die verlossingsplan, ons kyk na hoe hy ons red, en ons kyk na sy karakter, dan is daardie patroon konsekwent. Die mens kan nie homself bedek nie, die mens kan nie homself red nie, hy het God nodig, en God gee ons die enigste kleding wat ons skaamte kan bedek. Christ Object Lessons of Gelykenisse van Christus, bladsy 310, sê vir ons, hierdie fyn wit linne is die geregtigheid van Christus. Dit is sy eie vleklose karakter wat elkeen wat Jesus as hulle persoonlike Heer en Heiland aanvaar, deelagtig gemaak word. Die naaktheid en skaamte was vir hulle eens te veel. So probeer die paartjie toe om hulle godgegewe kleding met iets anders te vervang, deur aan mekaar gewerkte vyeblare as bedekking te gebruik. Niks wat die mensdom kan uitdink, is waarlik 'n plaasvervanger vir die kleed van ons verlore onskuld nie. Geen geprakseerde vyeblaar bedekkings of wêreldse klere
van eie geregtigheid hoort aan diegene wat saam met Christus en die engele by die Lam se bruilofsmaal aansit nie. Slegs die kleding wat Christus aan ons gee, is geskik vir God se teenwoordigheid. Hierdie bedekking, die kleed van Jesus se eie geregtigheid, is wat Christus vir elke boetvaardige en opreg gelowige persoon sal omhang. Soos net genoem, hoe trek ons hierdie kleed aan, hè? En dan gaan ons 'n bietjie kyk. Eerstens, ons besef dat my pogings is nie goed genoeg nie. Die vyerblare wat ek gedink het wat gaan help om my skaam te bedek, moet ek neerlê. En besef dat ek het God nodig. Ons moet belydenis maak. Ons moet spesifiek wees. Ons moet eerlik wees naar onsself, nommer 1, en dan eerlik wees teenoor God. En ons moet daai ware berou toon. En ons kan dit net doen as ons werklik voor God kom en hom sien vir wie hy is. En dan moet ons daai geregtigheid, daai kleed van geregtigheid, dit is waarop dit neerkom, nie? Ons moet dit aanvaar. Dit is 'n gawe van God. Ja. Ons moet dit aanvaar, en dit is nie net 'n konsep, dit is nie net teorie nie, dit is 'n werklikheid, maar ek kan dit net ervaar, ek kan dit net doen, wanneer ek in konneksie is met die een wat dit vir my gee. En ook Hebreërs 11 vers 1 sê, dat die geloof is 'n vaste hoop, van wat ons nie kan sien nie. Ons hoef dit nie te voel nie. As ons sê, dit is wat die Here, as die Here sê, dit is wat hy vir ons doen, moet ons sê, dankie, en ek kan aanvaar dit. Dit is hoe dit nou is. Ja. Dit is hoe sake staan. Nie omdat ek so voel nie, maar omdat dit is wat die Here gesê het. So dit is waar En geloof. soos wat ons net ook gesê het, emosies is deel van hierdie. Ons is geskape met emosies. Maar ons moet nie toelaat dat emosies ons van die pad af vat nie. Dat is die pad, dat ek amper sê, dat ons letterlik afdwaal as gevolg van hoe ek voel nie. Want dit is wat die vyand wil doen. Hy wil ons emosies en ons sintuie gebruik om ons fokus weg te vat waar dit eintlik moet wees. So, ons moet hierdie geregtigheid aanvaar, die kleed van Christus, die gawe van God, ons moet dit aanvaar, ons moet dit, en ons kan dit net doen, wanneer ons in sy teenwoordigheid is. En dan, soos in daardie gedeelte wat ek gelees het, dit verander ons. Die kleed van Christus, sy geregtigheid, word my identiteit. Ja. Dit verander my, dit bedek my nie van sondes wat ek wegsteek nie, Ja. Dit verander my, ek word 'n nuwe mens, en dan moet ek in hierdie geregtigheid wandel. Dit is nie elke dag dat ons, nou moet ek weer gered word nie, Ja. dit is nie soos, ek is nou verlore, dan is ek gered, dan is ek verlore, is ek gered. Op 'n plank ry. Dit is nie hoe dit werk nie. Maar dit is om te wandel in die voetstappe van Christus, om die naam Christen uit te leef, want ons volg Christus. Efesiërs 5 vers 27 beskryf die kerk van God, en wanneer ons kyk daarna, dan sê dit sonder vlek of rimpel, of iets dergeliks, heilig en onberispelik. En dit kan ons nie uit ons eie uitdoen nie. Ons het Christus nodig. Jy sien, as ons kyk na ons lewe as Christene hier op aarde, en ons kyk na dit wat Jesus van ons verwag, om 'n lig vir die wêreld te wees, om anders te op te tree, om vrede te hê ten spyte van ons omstandighede, om vreugde te ervaar ten spyte van ons omstandighede, dan lyk dit abnormaal vir die wêreld. Ja. Dit lyk nie normaal nie, maar dit lyk na iets wat hulle graag wil hê. Want wie wil nie vrede hê ten spyte van wat ook al gebeur om jou nie. So ons moet daardie lig uitleef en uitdra. Maar dinge is nie net alles maklik nie. Dit kan net, ja, ons moet in die lig wees, maar dinge gebeur. Ja. Ons val, ons sondig, ons het Christus se vergifnis nodig. Ons het mekaar se vergifnis nodig. Ja. Ons
baie keer, ons het nou gefokus en gekyk na ons lewe en dat ons het God se genade en sy vergifnis nodig. En ons het, want dit is die voorbeeld wat ons kry. Dit is die patroon wat ons kan sien in die woord. Maar ons moet dit uitleef, ons moet dit aanvaar, ons moet dit ervaar, maar dan moet ons dit uitleef. En dan wanneer ons met mekaar, met ons medebroeders en susters in die kerk, met mense wat ons wegkom deur die dag, in aanraking kom deur die dag, dinge gebeur. En die vraag is ons genadig, is ons vergewensgesind teenoor ander mense om ons? Ja. En, om terug te kom, soos wat ons was het in Exodus wat ek gelees het, dat, ja, God is genadig. Ja, Exodus. God is genadig. En dit is vir my so mooi. Ek dink ons moet afeindig met hierdie gedeelte. Dit is een van die mooiste gedeeltes. Maar sy genade is nie goedkoop nie. Sy barmhartigheid is nie goedkoop nie. En daarom sê dit, ja, hy vergewe ons gesondes, maar nooit ongestraf laat bly nie. Wat die ongeregtigheid van die vader besoek aan die kinders en kindskinders aan die kinders van die vierde geslag. God verwag nie dat ons mense net moet vergewe en dat daar geen gevolge moet wees nie. God verwag nie dat daar geen gevolge moet wees in hierdie tydelike lewe waar ons nou leef nie. As iemand moord pleeg, hy moet gearresteer word, hy moet die gevolge ervaar vir dit wat hy gedoen het. En dit is wat reg en geregtigheid is. Ja, die Here kan werk met hom. Hy kan sy karakter aan sy karakter werk en hy kan hom verander en hy kan hom vergewe. Maar die gevolg is nog steeds daar. Geregtigheid en reg word nie weggevat deur genade nie. Dis as gevolg van geregtigheid en reg dat Christus ook genade het. En soos wat ek net nou gesê het, die 10 gebooie word gegee. En dit is vir my so mooi. Terwyl die 10 gebooie gegee word vir Moses, en Moses vir God sien, sê hy, en hy roep uit, Here, Here, barmhartige en genadige God, langmoedig en groot van goedertierheid en trou, wat die goedertierheid bewaar vir duisende, wat ongeregtigheid en oortreding van sondes vergewe. Dis die God wie ons aanbid. Maar hy is ook geregtig, hy is ook regverdig, dat daar is gevolge. En ons moet weet dat ons aanbid 'n God, wat waarlik liefde is. Hy is liefde. Laat ons dieselfde wees. Ja. Laat ons mense hanteer soos wat Jesus mense hanteer het. Ja, daar is gevolge, maar ons moet mense nog steeds op 'n mooi manier hanteer. En soos wat ek vroeër gesê het, hoe meer ons tyd spandeer met die Here, hoe meer ons tyd spandeer met ons Skepper, die een wat my karakter wil hernie en terugbring tot wat dit moet wees, hoe makliker gaan dit wees vir onsself. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons sê dankie dat ons U Heilige Gees kan hoor, dat U hom stuur, dat hy ons na ware bekering bring. Dankie vir die gawe van die Gees, dankie vir die gawe van die woord, wat ons leer en dat ons weet dat U ons sal lei. Dankie vir U vergewensgesind, Here, dat U ons so desperaat wil red van ons sonde en van die gevolge van sonde. En ons sê dankie, Here, dat U die wonderlikste Skepper God is en dat U is wie U sê U is. Lei ons asseblief verder, dat ons werklik 'n hegter verhouding met U sal loop. Dat ons werklik 'n hegter verhouding met U sal stap. Amen.